Haar blerrie buurman. Nuwe voorlesing. Agtergrond. Clarissa van die Clairvoyant reeks se seun, Rikus Fourie, los sy werk as natuurbewaarder om die gastehuis wat sy van haar ouma Claire geërf het, in Watervalboven te kom bestuur. Maar typies jong opkomende mannetjie is hy ambisieus en het sommer baie planne om uit te brei, soos om die huis van meneer Stein langsaan te koop en 'n soort backpackers hotel daar te begin. Elzaan Weppener is 'n arbeidsterapeut, maar sy hou ook van kuns, die dat sy na 'n plek soek waar sy 'n soort kunsretreat kan begin. En daar vind sy toe mos 'n stoere ou kasarn van 'n huis in Watervalboven wat smeek om verbreek en verbou te word. Sy sien nie eens die huis nie, maak sommer voetstootse aanbod wat aanvaar word. Maar haar skuif daarna toe is nie sonder uitdagings nie. Die grootste daarvan egter 'n uiters vyhandige buurman wat alles in sy vermoë doen om haar daar weg te werk. Dit is 'n staatsgreep, 'n huisgryp, 'n oorlog van epiese afmetings. Wie gaan bly en wie gaan ry? Haar blerrie buurman, Adele Reinders. Episode 1. Elzaan Weppener was van kleins af so. As sy eers 'n besluit geneem het, het dit dieselfde uitwerking as wanneer 'n varkhond sy tande in 'n stuk vleis of in iemand se bout slaan. Sy laat nie sommer los nie. Moet ook nie probeer om haar van iets te laat afsien nie. Dan raak sy net meer vasberade om 'n sukses te behaal. Of is die regte woord waarmee mens dit beskryf? Hardkoppig? Die geluk of die ongeluk is dat sy gewoonlik suksesvol is in dit wat sy aanpak. Daarom kan sy haarself by voorbaat op die skouer klop oor die verloop van die nuutste en grootste lewensveranderdende missie van haar. Sover het alles soos 'n droom verloop. Haar ultramoderne huis in Johannesburg was skaars in die mark of daar was ernstige kopers. Nog 'n Nederlandse egpaar. Daarna kon sy 'n aanbod maak op die groot ou huis in Watervalboven, wat sy op die internet raak gegoogel het. Die eienaar, ene meneer Stein, het die aanbod dadelik aanvaar, volgens die eiendomsagent. Op die eerste maandag in April dien Elzaan haar bedanking by die arbeidsterapie firma, waar sy vir 7 jaar gewerk het in. Die volgende stap is om haar gesin in te lig van haar planne om haar vlerke te sprei en te gaan neskrop 2,5 uur per vinnige kar van hulle af. Dit is altyd wys om enige idee eers aan haar tweelingbroer Benny te toets. As hy dink dit kan werk, maak hulle twee 'n gedigte span teen hulle ouers. Sy moet vir Ben net eers aan haar kant kry, nie by haar huis nie. Iewers waar hy homself in 'n fynproevers spyskaart kan verloor. Hulle is mos gewoond aan die beter dinge in die lewe. Kan ek jou vanaand iewers sien, of het jy ander planne? Vra Elzaan, toe Benny sy selfoon na 3 luie antwoord. Hy lyk nie net soos pa nie, hy tree al hoe meer so op ook. Pa doen dit presies net so. Sy selfoon lui, en hy haal dit uit sy sak. Dan kyk hy wie dit is. As hy met die persoon wil praat, sal hy dit na 3 luie antwoord. As hy nie wil antwoord nie, gooi hy die foon met groot gebaar een kant toe, of hy druk dit terug in sy sak. Ek het altyd planne, maar die girls wil nie saamspeel nie, spot Benny. En daar verskil hy drasties van pa. Sy kan haar nie dink dat haar pa al ooit planne met vroue gehad het nie. Hy en ma is al 'n leeftyd by mekaar. Hulle was 17 jaar lank getroud toe die tweeling, dit is nou sy en Benny, met hulle gebeur het. Totaal per ongeluk, aangesien kinders nie deel van hulle 20 jaar of 40 jaar plan was nie. Kinders sou inbreek maak op geld maak, oorseese reise, onthale en ambisie.
So onverwags en onbeplan het die babas na ma se 40ste verjaarsdag opgedaag, dat sy blykbaar eers in haar 6de maand besef het dat sy swanger was. Nog meer ondenkbaar moes dit vir hulle gewees het, dat seks heel moontlik die oorsaak daarvan was. Of liewer, dit was nog altyd Elzaan en Ben se persepsie van die saak. Hoekom wil jy my sien? Vra Benny. Want daar is iets wat ek met jou wil bespreek. 'n gedagte wat ek aan jou wil toets. 'n groot stap wat ek gaan neem. Kan ek vir jou 'n ete koop by Roy's Bistro, so teen 7 uur vanaand? Roy's Bistro, dis 'n duur plek. Dit moet gewigtig wees. Trou jy? Is jy nou mal? Jy weet trouwens nie deel van my 20 jaar plan nie. Mans ook nie, kon sy byvoeg, as sy lus was om hom tot in sy fondamente te skok. Maar sy gaan nie, sy soek hom aan haar kant. Hy moet sy chap van goedkeuring op haar planne gee. En nie dat sy nog nooit aan trou gedink het nie. Miskien sal sy dit eendag oorweeg, as die regte man in haar lewe verskyn. Maar daarvoor het sy 'n wonderwerk nodig. 'n fairy godmother van soorte. Maar helaas, veeverhale was nooit deel van hulle opvoeding nie. Eerder die fabels van die gebroedsels Grimm. Ek is nie beïndruk met jou planne nie. Dinge lyk altyd beter op papier as in die praktyk. Benny haal sy Montblanc pen uit en beblads die eerste 3 bladsye van haar breinkind vol besware. Elzaan laat hom begaan. Papier is geduldig. Sy kan nog 10 afskrifte daarvan by haar huis gaan maak. Benny skud sy kop. Jy wil 'n kunsretreat begin. Kuns! Elzaan, net omdat jy allerhande ekstra kunsklassies en pottery as stokperdjie beoefen, beteken dit nie dat jy vir jouself 'n bestaan uit kuns kan maak nie. Jy onthou mos daai regterbrein en linkerbrein toetse wat ma ons laat doen het? Ons is syfers en statistiek mense. Dit is wiskunde wat gemaak het dat jy toelating gekry het om in 'n mediese rigting te swat. My idee was van die begin af om arbeidsterapie met kuns te kombineer. Kuns was een van my matriekvakke waarin ek 'n onderskeiding behaal het. Ek weet, maar jy doen tog kuns in jou werk ook. Daar is so 'n lae tafeltjie met kleurpotlode en stempeltjies in jou kantoor en legkaartjies en blokkies. Dit is nie genoeg nie, Benny, en jy laat my werk na kinderspeletjies klink. Sy sug. Ek het hierdie droom en ek wil dit in die platteland gaan doen. Alright, kies dan net 'n dorp waar daar genoeg werk is vir jou en vir die mediese mense wat reeds daar is. 'n plek met 'n privaat hospitaal byvoorbeeld. Middelburg en Nelspruit is dalk goeie opsies. Ek wil nie bestaande praktyke se besighede van hulle af wegneem nie. Dit moet aanvullend wees. Ek wil pasiënte van die stad af ontvang. Dan wil ek hulle kreatief stimuleer, sodat hulle kan vergeet van hulle ellende en gouer gesond kan word. Of ten minste so gesond, dat hulle weer kan sien om in te skakel by die samelewing. Benny se wenkbroue lig, nespassen as hy erg skepties is. Wel, as jy so heftig raak, het jy waarskynlik klaar jou bestemming gekies, sus. En waar is dit? Waterval boven. Op die 1 Mei trek ek by my nuwe huis daarin. Nee, ja, wel ek hoop jy gaan die wins wat jy uit jou huis hier maak, nadat jy verkoop het, goed belê. Ek sien jy gaan nog op die rente daarvan moet leef, is Benny se eerlike opinie, terwyl hy nou bladsy 10 van haar besigheidsplan blaai. Daar kyk hy op. Wat is dit die? Sy haat dit, as hy haar soos 'n kind behandel. Verflaks, sy's 5 minute ouer as hy.
Lees die opskrif, broer. Dit is die huis wat ek gekoop het. Ek gaan niks belê nie. Ek moet die wins wat ek uit my eiendom hier gemaak het, gebruik om die plek in te rig. So waar. Hy bekyk die foto's met groter aandag. Dit lyk daarom na 'n redelike, stewige ou kasarn, alles is so lelik soos die nag. Mens kan dit nie eens vergelyk met die ultramoderne plek wat jy nou het nie. Hy sit die besigheidsplan eenkant op die tafel neer, toe die kelner sy knoffelslakke voor hom neersit. Hy adem die aroma daarvan in. Die beste in die land. Gehaat het, Benny. Jy luister nie wanneer ek praat nie. My huis hier in Johannesburg is verkoop. Hierdie is nou my nuwe huis. Elzaan vat die besigheidsplan en druk dit in haar werkstassie. Die koel is deur die kerk. Ek pak al. Oor 'n maand is ek weg. Jy pak en oor 'n maand? Daar moet iets fout wees met die slak wat Ben in sy mond gesit het. Hy sluk 2 keer hard en daar gaan hy in die hoes. Is jy alright? Of moet ek die nooddienste bel? Vra sy. Ek sal nooit weer alright wees nie. Pa en ma is op die beste van tye stapelgek. Nou sien ek dat my tweeling suster ook haar varkies verloor het. Is ek die enigste wepenaar in die wêreld wat normaal is? Hy tel sy glas met die osbloedrooi Lamot Cabernet Sauvignon op en teug diep daarin, waarna hy steun. Wat gaan pa sê? Elzaan lig haar glas ook en toets die donkerrooi osbloed met 'n fyn slukkie, vol rond en volmaak. Daarna dag sy vir Benny uit. Ons is 30, Ben. Ons hoef nie meer toestemming te vra om enigiets te doen nie. Ek het reeds my huis verkoop en die ander een gekoop. Ek gaan my ouers, ons ouers, net inlig daaroor. Arme pa is 72. Is jy nie bang hy slaan dood neer as hy hoor wat jy nou weer aangevang het nie? As hy nie op 42 doodgeslaan het, toe hy gehoor het dat 2 van ons op pad was nie, sal hy hopelik leef, solank as wat hy veronderstel is om te leef, verklaar Elzaan gevoelloos. Ek is nie op pad Australië toe nie, Ben. Waterval boven is 2 ure se ry uit Johannesburg. 2,5 uur. Behalwe jy kan dit seker in 2 doen, met daardie stofstop, dier blink wa van jou. Korrek, haar trots en vreugde. 'n nuwe C-klas Mercedes-Benz, wat sy toevallig vir haarself op haar 30ste verjaarsdag gekoop het. Aan Elzaan, van Elzaan, 'n wepenaar, met liefde. Rikus Fourie lees die e-pos van die bank vir 'n tweede keer deur. Hy kwalifiseer vir 'n verbandlening, wat hom in staat gaan stel om die eiendom reg langs Kleerskaaie te koop. Die bank het so lank gesloer om terug te kom na hom toe, dat hy al byna moed opgegee het. Nou sal hy moet spoed vang. Hy het lank al 1001 idees oor wat hy met die eiendom gaan doen. Dit is nie net die eerste huis wat hy op sy naam gaan sit nie. Dit is die plek waarin hy kan breek en bou soos wat dit hom pas, sonder om enige iemand te vra of toestemming te kry. Dit is sy eie plek. Die huis staan al vir 'n maand of 2 lank leeg, nadat oom Stein aftree oor toe is. Vanselfsprekend gaan hy sy aanbod direk aan die ou man maak. Hy ken hom vir die beste deel van sy lewe. Geen onnodige agentekommissie sal betaalbaar wees tydens hierdie maklike transaksie nie. Die veranderinge wat hy aan die struktuur op die erf wil aanbring, is natuurlik 'n ander saak. Daarvoor sal hy waarskynlik van die dienste van 'n argitek moet gebruik maak, en dit gaan nie goedkoop wees nie. Maar niks keer om so af en toe en so hier en daar alle streepie op 'n papier te trek nie. Daai papiertjie wat hy sal saamvat na die argitek toe.
Nou moet hy net eers die besoekersdruk van die paasvakansie agter die rug kry. Die toeriste hou hom besig en hy doen baie van sy kookwerk self. As hy nie natuurbestuur geswat het nie, sou hy seker 'n kursus in hotelbestuur en gastronomie wou doen. Die eerste maandag na die vakansie ry Rikus na sy prokureursvriend Hendy de Beer sy kantoor in Middelburg. Hy het reeds gebel oor die kontrak wat hy benodig. Iets baie eenvoudig, basies en standaard, waarmee hy aanbod op die ou Steinkasarn reg langs Kleerskaia wil maak. Na 'n kort konsultasie ry Rikus met daardie kontrak na die aftreeoord waar oom Stein mos nou woon. Hy tref die man in die 3x4 kamertjie aan. Oom meneer Stein se nuwe tuiste. Daar is 'n enkelbed, 'n bedkassie, 2 stoele, 'n wasbak en 'n tafeltjie waarop haar 'n ketel en 2 koppies staan. In die rak langsaan is daar 'n koekblik met beskuit, bottels met koffie, tee, suiker en 'n kartonnetjie met langlewe melk. Oom Stein is in ekstase om hom te sien. Hy roep uit, Stan! Nee oom, dit is Rikus. Stan was my pa en hy is mos oorlede, oom. Oorlede! Is Stan dood? Dit is sulke slegte nuus. Ek is werklik geskok, roep die ou man uit. Maar dit is al 'n rukkie gelede, oom. Oom was mos ook by die begrafnis. Ja, so kom en gaan ons almal. Pragtige mens gewees jou ma, sug die oom. Nou is sy mos ook al 'n rukkie nie meer met ons nie. Nee oom, my ma Clarissa leef nog. Dit is haar ma, my ouma Claire, wat oorlede is, verduidelik Rikus met die grootste geduld. Ai, ou Stanny, nou praat jy van swaar dinge, maar dit is die verloop van die lewe, sê hulle wat mos weet. Maar wat bring jou vandag hierheen, ou Sena? Sit, jy gaan nie langer word nie. Oom Stein kyk oor sy grappie. Rikus is mos nie die kleinste oukie op aarde nie. Daarom gaan sit hy toe maar. Ek is hier oor oom se huis, steek Rikus sy voelers versigtig uit. Hy wil nie die arme ou man uit sy eiendom boelie nie. Hy kan net dink hoe dit moet voel om gedwing te word om 'n plek wat jarelang aan jou en jou familie te behoort te verlaat. Maar sedert tant Betta daar weg is, het die oom so agteruit gegaan dat sy kinders met die hulp van die welsyn hom hiernatoe laat kom het. As oom se huis daar langs Kleerskaia in die mark is, wil ek baie graag 'n aanbod daarop maak. Maar natuurlik is die huis in die mark. Klink dit mos nou vir my asof jy die plek wil koop, Stan? Uiteindelik 'n helder oomblik in die ou man se gedagte gaan. Dankie tog. Ja, asseblief oom, maar onthou ek is Rikus en hier is my aanbod om te koop direk by oom sonder agente. Ek het 'n vriend wat 'n prokureur is. Hy sal dit vir ons deur die aktekantoor kan bewerk. Rikus hou die koevert met die koopkontrak na die ou man toe uit. Maar Stan, niks sal my groter vreugde verskaf as om hierdie huis aan jou te verkoop nie. Rikus oom, my pa Stan Fourie is oorlede. Moenie dit vir my sê nie. Ja, ongelukkig oom. En nou moet die plek joune word. Ja, ek sal dit baie graag wil koop, oom. Die bank sê die geld is reg. Oom moet asseblief net teken. Hy wil uitroep, teken, sommer nou. Maar oom Stein sit die koevert op sy bedkassie neer. Ek sal dit net eers met my seun Pieter moet bespreek. Hy is deesdae die gevolmagtigde. Geen probleem nie, oom. Laat weet as ek die kontrak kan kom haal. Rikus staan op. Oom Stein sê, in daardie geval, geniet jou nuwe eiendom. Gaan jy saam met my 'n koppie tee drink om dit te vier, Stan? Dit klink mos daarom asof besigheid na 'n kant toe gaan. Rikus gaan sit weer. Ek is eintlik Rikus, oom. My tee sal baie lekker wees, dankie. Oom Stein staan moeisaam op om die ketel aan te skakel. Word vervolg.